Kom ons bid saam en dan vra ons dat die skrif vir ons sal oopbreek vanoggend. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons die lof kan besing. Here, dankie dat ons kan reageer op gebedsverhoring. Dat ons kan reageer op u verlossing, bevryding, nuutmaking, u groot triomftog waarvan ons elkeen deel is. Here, waar ons nou uit die skrif uit gaan lees en daarop gaan reflekteer, bid ons met opregte harte dat u Heilige Gees die skrif sal oopbreek vanmôre en dat u ons harte ontvanklik sal maak vir dit wat van u afkomstig is. Here, mag u self aan die woord kom en ons as die dienaars luister. In Jesus naam. Amen. Nou gemeente, ek gaan net vir julle so inleiding gee oor hoekom ons 'n paar verse so bietjie oorsien is eenvoudig die volgende gedeelte. Ons het nou Noag gehad wat ons nou verlede Sondag na gekyk het en die sondevloed en dat ons glo dit is geskiedenis dat dit wel so plaasgevind het en dat daar parallelle is tussen Noag se ark en die waarskuwings en die tekens en dan nou dieselfde Jesus Christus se wederkoms en die waarskuwings en die tekens. En dat ons dan eintlik mag gevra word of ons soos die mense in Noag se tyd die tekens en waarskuwings gaan ignoreer soos hulle het. Of gaan ons getrou wees aan dit wat die Bybel aan my en jou openbaar. Nou vanmôre gaan dit verder waar die Hebreërskrywer dan 'n hele gedeelte eintlik uiteensit vir Abraham. Nou ons het al baie in my tyd selfs gepraat oor Abraham en gepraat oor sy geloof en sy geduld en daarom wou ek nie vanoggend noodwendig weer dit doen nie want ons het dit al gedoen. Ek wil 'n bietjie verder gaan vanmôre na vers 32 toe waar hy eintlik dan nou as hy al hierdie mense opnoem, Kain en Abel, Noag se ark, Abraham, Isak, Jakob en so gaan hy aan en aan, dan sê hy aan die einde vers 32: En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Samson en Jefta, van Dawid, Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is dood gemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verdien, selfs boeye en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf, in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei en is verdruk en is mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgesweef in woestyne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. En hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Net tot sover. Nou, ek wil vanmôre begin deur vir julle eintlik net 'n paar vrae te vra. Nou, jy hoef my nie te antwoord nie, ek wil dit net vir jou gee om aan te kou. Die eerste vraag is, aan die hand van die feit dat jy 'n Christen is, en dat jy in Here Jesus Christus glo, en 'n bepaalde waardestelsel het wat aan dit gekoppel word, wat ons glo reg en verkeerd is, het jy al ooit gevoel asof jy nie in hierdie wêreld lekker inpas nie? Het jy al ooit gevoel asof jy nie in hierdie wêreld lekker inpas nie? Verder, tweede vraag. Het jy al ooit gevoel dat die waardes en die prioriteite van hierdie wêreld vir jou vreemd is? Het jy al ooit gevoel dat die waardes en die prioriteite van hierdie wêreld vir jou vreemd is? Anders as jou prioriteite en jou waardes. Nou die vraag vanmôre is ons as Christene hier aan die suiderpunt van Afrika en hier in Groblersdal, is ons bewus van ons broers en susters reg oor die wêreld wat tans, soos ons hier sit, vervolg word vir dieselfde belydenis as wat ek en jy deel. Nou, interessant genoeg, ter voorbereiding van my preek is al groot nuus, en ek weet nie of julle dit gesien het nie, maar nuus van 1500 mense wat in Sirië vermoor is, en baie nuusverslae en berigte het gesê, dit is Christene wat geteken word deur
Islam. Maar geopende deure wat al hier by julle was en wat al met ons kom praat het, wat hierdie tipe goed monitor, het 'n artikel uitgebring om te sê dit is nie heeltemal die waarheid nie. Daar was 1500 mense vermoor in Sirië onlangs nou, soos wat ons hier staan, maar hulle was vermoor omdat hierdie mense lojaal was teenoor die vorige president wat verslaan is. Dis hoekom hulle vermoor is. Nie spesifiek omdat hulle Christene is nie. Maar die tipe opstand wat daar is in die wêreld om te sê ons moet hieroor praat, ons moet hieroor bewus wees, sê vir ons eintlik vir my persoonlik dat Christene is op 'n bepaalde manier so bietjie, ek dink, bang, onseker. Want soos wat presidente verander en soos wat administrasies verander, is 'n teiken gewoonlik van politieke groepe die kerk. Weet jy of julle dit al opgelet het in die geskiedenis nie? Ons is gewoonlik 'n teiken vir administrasies en politieke ouens en veral ouens wat magsbehep is. En ons het 'n rede vir dit. So, inleidend wil ek vanmôre vir julle vra. Die rede hoekom Christene lei, gewoonlik, en hoekom ons leiding moet verdier, en hoekom ek hieroor met julle praat, is omdat ons in 'n wêreld lewe wat maak nie saak waar jy is nie, die mense, die inwoners van daardie bepaalde land, of dit nou in die verre weste is, Amerika, die Verenigde Koninkryk, of selfs hier in Suid-Afrika, is die wêreld onstabiel, polities gesproke. Dis net 'n gegewe, ons is onseker oor die toekoms. Mense sê dinge, ek meen, Trump skryf 'n bepaalde dokument, en dan word daar fondse uit die Suid-Afrikaanse beursie uitgehaal en 3000 mense sit sonder werk. Dis 'n realiteit. In die Verenigde Koninkryk byvoorbeeld, is dit vir my baie interessant dat daar meer, weet jy of julle dit weet nie, meer as 4000 mense gearresteer is verlede jaar oor wat hulle op sosiale media geplaas het. Weet julle hoeveel mense in Rusland byvoorbeeld is gearresteer vir wat hulle op sosiale media geplaas het? Net bietjie meer as 400. So, die media beeld vir ons uit, en julle my nou nie verkeerd verstaan nie, ek probeer net vir julle perspektief gee. Rusland is hierdie verskriklike diktatorskap waar mense nie vryheid het nie, is Noord-Korea. En 400 mense word gearresteer oor wat hulle sê in die publiek. Waar die Verenigde Koninkryk wat beskou word as hierdie baken van hoop, beskou word as 'n vrye land waar jy kan sê wat jy wil, meer as 4000 mense word toegesluit vir wat hulle aanlyn sê. En ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde gee. Een van die mense wat toegesluit is onlangs, is 'n man wat buite 'n aborsiekliniek gestaan en bid het. In sy kop, alleen. Polisie het na hom toe gekom en vir hom gevra, wat doen jy hier buite? En hy het gesê, hy bid. Hulle het hom gevra, waarvoor bid jy? En hy sê, ek bid vir my kind, wat hier geaborteer is deur my meisie. En wat het hulle met hom gedoen? Hulle het hom gearresteer. In Skotland byvoorbeeld, het hulle nou so 'n nuwe ding ingebring waar hulle gesê daar is safe zones, veilige hawes vir sekere gedeeltes in die samelewing. En as jy as 'n Christen in daai safe zones bid in jou huis en jou buurman voel hulle is onveilig, kan hulle die polisie bel en jy kan gearresteer word. Dis die westerse wêreld julle waarin ons leef. Suid-Afrika het sy uitdagings, dit is so, ons politieke klimaat is net so onseker, onstabiel. En dis hoekom ek vanmôre dit goed gedink het, en ek dink hoekom die teks ons hiernatoe vat, dat ons dink oor lyding, dink oor ons perspektief, dat ons ly vir wat, dis eintlik die vraag, want hier is die realiteit, die antwoord op die vraag wat ek in die begin vir julle gevra het, is ja, ek hoop so, ek hoop jy voel jy pas nie in die wêreld nie, en ek hoop ons voel, dat dit wat die wêreld prioritiseer, en wat ons behoort te prioritiseer, is nie dieselfde nie, dit is vir ons vreemd, want wat prioritiseer die wêreld? Dis materialisme, is geld, mag, status. Wat prioritiseer die kerk? Liefde, opoffering, nederigheid. Is nie dieselfde nie. Maar hier is nou die groot vraag. Hoe baie dink julle is ons as moderne Christene, hier wat ons hier sit, hoe baie word ons deur die wêreld disipel? Deur wat ons kyk, waarna ons luister, wat ons prioritiseer, dit wat ons beïnvloed. Hoe dink julle word ons gedisipel deur die wêreld? En dan wanneer die kerk toe kom en die kerk gee vir jou alternatief, is ons onmiddellike reaksie partykeer om so half ons voete in die sand te steek, ons hakke in die sand en te sê nee. Ek wil nie vreemd wees vir die wêreld nie. Ek wil inpas. En dis 'n doodnormale realiteit. Wanneer jy op skool is byvoorbeeld, wil jy saam met jou mense inpas. Jy wil saam met jou pelle inpas. Jy wil hê mense moet tyd saam met jou spandeer en nie dink jy's vreemd nie, né? Ons almal is daar.
Maar hier is die realiteit, as jy in Jesus Christus glo, gaan jy altyd deur die wêreld beskou word as vreemd. Jy glo in die sondevloed. Jy glo in 'n skepper. Jy glo dat hierdie skepper homself verneder het toe hy mens geword het en tussen ons kom woon het. En nie net het homself verneder om mens te word nie, hy het homself verder verneder deur kruis toe te gaan. Dis vir die wêreld vreemd. Dis vreemd. So dit moenie vir ons 'n skok wees nie, dat die wêreld na my en jou sal kyk en dink ons is vreemd. Of 'n bedreiging. En dit is my volgende punt. As ons die vraag vra, en ek het dit so mooi vir myself probeer uitwerk, hoekom ly Christene spesifiek? Hoekom word ander godsdienste reg oor die wêreld, lyk dit vir my gerespekteer en met respek behandel, maar Christene word heeltyd uitgelag, uitgejou en selfs 'n bespotting van gemaak. Hoekom is dit so? En ek het 2 goed neergeskryf. 1, die wêreld haat dit wat anders is. Die wêreld haat dit wat anders is, want gelowiges leef volgens 'n ander standaard. Ek en jy wat vanmôre hier sit, behoort nie te leef volgens die wêreld se standaard nie, ons behoort te leef volgens Christus se standaard, God se wil, God se wet. En dit is nie noodwendig altyd in lyn met dit wat die wêreld wil nie. In vandag se samelewing wil die wêreld kan rondslaap soos wat hulle wil en niemand mag hulle uitdaag daarop nie. Hulle wil geld akkumuleer en niemand mag hulle uitdaag daarop nie. Dit is die wêreld waarin ons leef. Maar die kerk het 'n ander standaard. Dis hoekom ons geteken word. As ons gaan na Johannes 15 toe, is ons volgende teks, wil ek dit net vir julle uitwys, wat Jesus hier oor vir my en vir jou sê, vanaf vers 18, wat sê die wêreld gaan julle haat. Vers 18 sê ons Here Jesus, hy is aan die woord, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Hoor julle klaar die spanning? Dat as jy in die Here Jesus Christus gaan glo, en as jy jou vertroue in Christus gaan plaas, as jy jou met Jesus gaan assosieer, dan gaan die wêreld jou haat. Dis 'n gegewe. Dis 'n gegewe. Hy sê, omdat julle egter nie aan die wêreld behoort het nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En as hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met julle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by hulle die werke gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie, maar nou sien hulle dit en tog haat hulle my en my Vader. Maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehaat. En wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle gee van die Vader af, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Nou, ek wil net hier vir julle sê, dit is so dat in die Bybel u en ek opgeroep word om in vrede met alle mense te lewe. En dit is so dat u en ek opgeroep word om mense lief te hê. En nie net mense wat met ons saamstem nie, en nie net mense wat lyk soos ek en jy nie, maar dat ek en jy selfs ons vyande sal lief hê en dat ons vir ons vyande sal bid. Met ander woorde, die liefde wat die kerk uitstraal, moet anders lyk as die wêreldsin. Weer eens, 'n alternatief wees. Maar broer en suster, ek wil vandag vir u sê van die kansel af, ons moet versigtig wees. Ons moet versigtig wees dat daardie oproepe ons passief maak om te leef en te doen dit wat die Here van ons vra. Dat terwille van vrede gaan ek nie jou sonde uitwys nie. Ek gaan jou nie teregwys nie. Ek gaan jou nie reghelp nie, want ons moet vrede onder mekaar handhaaf. So wat handhaaf ons op die oomblik? Ons handhaaf 'n vrede ten koste van die waarheid. Nie waar nie. Aan die ander kant sê ons om lief te hê beteken om alles te omarm wat mense wil doen. En ek mag nie vir jou nee sê nie. Dis wat dit beteken om lief te hê. Broer en suster, ons almal weet dit is nie hoe die lewe werk nie. Ek is baie lief vir my dogtertjie en so klein soos wat sy is, het ek al 'n paar keer vir haar gesê, nee,
Jy kan nie nou dit doen nie. Jy kan nie nou aan die plante gaan trek en my plant omgooi nie. Nee, jy kan nie nou na die muurprop toe gaan nie. Sy wil baie graag. Maar nee. En ek sê nee, want ek is lief vir haar. Hoor julle dit? Ek sê nie nee omdat ek moetswillig is of omdat ek my kind haat of sleg wens op my kind. Dis omdat ek lief is vir haar. Sê ek nee. So, dis die tweede gedeelte. Wanneer ons na Jesus se woorde luister, is dat die rede hoekom die wêreld die Christenkerk en Jesus spesifiek haat, is omdat Christus hulle sonde ontbloot. Daarom haat hulle hom. As jy net byvoorbeeld kan kyk, is my so interessant. As jy net byvoorbeeld kyk na wat in Amerika aangaan op die oomblik met DOGE, nee, the Department of Government Efficiency, en al die fraud en abuse wat hulle al geopenbaar het. Nee, gooi een party tantrums die hele tyd en sê julle vat verskriklik, julle vat al ons geld weg. Nee? Hoekom ek het nog nie een keer in die nuus gehoor dat die Demokratiese Party in Amerika van die kansel af of van enige platform af sê ja, dit is verkeerd dat daar fraud en abuse is nie. Of gesê dit is onwaar dat daar geld gemors word nie. Nie een keer nie. Hoekom is dit so? Maar nou kom al hierdie dinge aan die lig. Dit wat in die donker gedoen is, dit wat onder die tafel gedoen is, kom nou alles na die oppervlak toe en mense haat dit. Kom ek vra julle 'n persoonlike vraag in die kerk. As ons byvoorbeeld iemand se sonde aan die lig bring, wat is almal se reaksie in die kerk? Dit maak ons wel gemaklik, né? En die persoon wie se sonde uitgelig word, haat dit. En dan vat hulle 'n pakkie koekies en hulle gaan na 'n ander gemeente toe waar hulle dalk meer gemaklik is om met die sonde saam te lewe. Nie waar nie. Nie waar nie. Christus ontbloot die wêreld se skuld teenoor die Vader. En die wêreld haat hom vir dit. Dan, wat is die derde punt? En hierdie een is krities belangrik. Christus vra onverdeelde trou. Totale oorgawe. Daarom wanneer 'n keiser tot mag kom, soos wat die keisers het in die verlede, en hulle vereis dat die mense die knie buig voor hulle en hulle erken as 'n God, dan sê die Christen kerk, ons kan nie. Daar is net een God. Ons kan nie die knie buig nie. En daarom word ons dan vir die diere gevoer in die Romeinse sirkus. Daarom word ons aan stapels gebrand in die strate, omdat ons weier om die knie te buig voor 'n aardse koning en een te bely as God. Ons gaan dit nie doen nie. Ons gaan dit nie doen nie. Dis kom ons 'n teikenis. Dis kom ons 'n teikenis. So broer en suster, die rede hoekom ek hieroor met julle praat vanoggend is daar is groot onsekerheid op politieke vlak. Daar's groot onsekerheid oor dinge in ons dorp, dalk dinge in jou persoonlike lewe, in jou gesin en in jou familie. En dan wonder ons baie keer, Here, wat is die regte ding om te doen in hierdie situasie? Hoe verheerlik ek U? Hoe is ek gehoorsaam aan U in hierdie situasie? Dit is nie altyd so maklik vir ons om daai dinge te onderskei nie, maar wanneer ons in verhouding met die Here staan en saam met hom loop, raak dit vir jou bietjie meer helder. Maar ek wil net vir julle sê, dit moenie vir my en vir jou skok wees as die wêreld hulle rug op jou draai, of vir jou bespotting maak, of jou uitlag, of vir jou sê jy's vreemd nie. Dit hoort eintlik so. Maar die groot vraag is, en ek het hieroor mooi gaan dink julle, wat vir my in my studeerkamer platgevee het, was die groot vraag is, die wêreld haat my, hoekom? Want ek herinner die wêreld aan my Here. So wanneer die wêreld my akkommodeer en chommy is met my en hand om die blaas is met my, dan wat dit eintlik van my sê, broer en suster, is dat ek is eintlik meer soos hulle as wat ek is soos my Here Jesus Christus. Dan is ek nie gelykvormig aan die beeld van die Seun nie, maar ek is gelykvormig aan die beeld wat die wêreld graag wil skilder. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? So, het jy al ooit uitgestaan, broer en suster, en ek vraag vir myself, het ons al ooit uitgestaan vir ons geloof? En het ons al gevoel hoe die wêreld ons verwerp? Of nie? Want ons wil die vrede bewaar. Of, wanneer ons hierdie dinge laat beleef, of ons is dalk bang of onseker, hoe kan ons dit oorkom? Ons kan dit net oorkom, en dis waar ek vanmôre wil praat, meer spesifiek in die laaste tyd wat ons nog het. Die rede hoekom ons bereid is
om die wêreld se sonde te ontbloot teenoor hulle te getuig. Die rede hoekom ons bereid is om nie die knie te buig nie en daardie tipe magsvergrype te weerstaan. Die rede hoekom ons dit doen is omdat ons glo Christus is waardig van jou lof en aanbidding. Hy is dit werd. Hy is dit werd. En daarom gaan ons nou na die laaste teksgedeelte toe, Openbaring 5 asseblief. En hiermee sluit ons af vanoggend. Laaste punt. Openbaring 5. Ek gaan vir julle lees vanaf vers 1, maar die kern is vers 9 tot 12. So net om vir julle konteks te gee, Johannes is nou opgeneem na die hemel toe en dan sien hy vir die Vader wat op die troon sit en hy sien die 7 geeste van God, die Heilige Gees, die volheid van God. En dan treur hy want Christus is nie daar nie. Hy sien hom nie. Dan sê hy die volgende in hoofstuk 5 vers 1. Aan die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek?" Hoor julle die vraag? Wie is waardig? Wie is waardig? En dan vers 3, maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. En ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig is om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Johannes is in die hemel, voor die troon van God, en dan wanneer hierdie vraag gevra word, wie is waardig, en hy sien nie sy Here Jesus Christus nie, ween hy. Ween hy. Dan vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal, en hy kan die boek met die 7 seels oopmaak. En toe het ek voor die troon, wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan, die een wat geslag was. En hy het 7 horings en 7 oë gehad, en die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is, en hy het toegegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. So broer en suster, as jy ooit in jou gedagtes gewonder het, waartoe gaan jou gebede, waar is jou gebede? Hier is 'n wonderlike beeld om te sê dit brand soos wierook voor die altaar van God. Dit is in sy teenwoordigheid. Jy bid nie tot die plafon nie. Dis by God. Dis by God. Vers 9. Toe sing die skare in die hemel 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. So wat is die eerste kenmerk vir Christus se waardigheid, broer en suster, is sy bereidwilligheid om kruis toe te gaan in my en jou plek. Om ons vry te koop van die band van sonde, die gevangenskap van sonde. En jy is daarom nie meer 'n slaaf vir die sonde nie. Daarom wanneer mense in die kerkgebou inkom en met my en jou te doen kry, is my hoop en my pleidooi dat hulle die hoop sien wat in ons leef. Vryspraak, nuwe lewe, oorwinning oor sonde en dood. Daar is vir jou 'n toekoms. Dit is ons boodskap. Te midde van 'n wêreld, julle wat uit mekaar uitval, te midde van 'n wêreld wat daar behep is om mekaar in splinters en flarre te skiet. Christus is ons hoop. Ons het nie 'n ander hoop nie. Christus is ons hoop. Hoekom is hy waardig? Omdat hy bereid was om kruis toe te gaan, te sterf. Vers 10. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Hoor julle die bedreiging vir hulle wat in magsposisies is, hoekom hulle so is? Interessant as julle byvoorbeeld die kommunistiese manifestos en so gaan lees, wat is die eerste ding wat die kommuniste sê? Ons moet God verwyder uit die publieke sfeer. Nie in die skole nie, nie in die publieke plek nie, nie by die werk nie, nêrens, ons moet God uithaal. Hierdie is hoekom. Hierdie is hoekom. Verder. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot
menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, miljoene der miljoene. En ek het hulle hard hoor uitroep, die lam wat geslag is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer en heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, amen. En die ouderlinge het gekniel en hulle het God aanbid. sien julle hierdie hemelse erediens wat hier afspeel? Toe Christus in die hemel inkom, is iemand wat waardig is gevind om die boekrol te vat en die seels te breek, die mag te ontvang om te heers oor sy skepping en om die oordeel dan te bring oor die goddelose wêreld. En daar is die element wat die wêreld haat. Maar vir die kerk bring dit soveel vreugde. Daarom sing ons, bid ons, pleit ons, kom Here Jesus en kom gou. Is dit nie wat ons sing nie? So broer en suster, ter afsluiting wil ek net vir julle vra. Wanneer die wêreld na my en jou kyk, assosieer ons so met ons Here Jesus Christus en straal ons Christus so uit dat dit die wêreld ongemaklik maak? Of is ons so gedisipel deur die wêreld dat ons maar soos die wêreld klink en lyk, dat daar nie eintlik 'n onderskeid is tussen een wat sê hulle glo in Jesus en een wat sê daar is nie 'n God nie. Dis die vraag. Maar Christus is waardig om aanbid te word, om geloof te word, om geprys te word. En hier is die kern, om jou lojaliteit aan te skenk. Want die wêreld vat net by jou en gee vir jou bitter min as iets terug. Christus, voordat hy enige iets van jou gevra het sy lewe vir my en vir jou kom gee. Toe sê hy, volg my. Gemeente, kom ons volg hom. Kom ons gehoorsaam hom. Al lag die wêreld jou uit. Al is jy vreemd vir die wêreld. Maar die groot vraag is, in ons gemeenskap, wanneer mense met ons te doen kry, wil ek hê hulle moet sê, sjoe, hierdie mense straal Christus uit. En dit maak ons 'n bietjie ongemaklik, maar jy het gehoor, wanneer die wat uitverkies is, die woorde hoor, gaan dit by hulle harte resoneer. Want nou is mense in die wêreld met wie dit resoneer. En daarom, wanneer die wêreld ons haat, hierdie is die laaste ding wat ek wil sê, wat vir my so belangrik is, wanneer die wêreld ons haat, broer en suster, hierdie is hoekom eensgesindheid onder die kerk van die Here Jesus Christus so krities belangrik is. Want ons kan dalk daar buite beklei en uitgejou word en bespot word, maar wanneer ek tussen my broers en susters is, dan moet ek eintlik tuis voel en gemaklik voel. Geïnspireer, gemotiveer wanneer ons die getuienisse met mekaar deel. Daar's 'n storie. Ek weet nie wie van julle het al The Chosen gekyk nie. Kan ek sien 'n paar hande. Wie het al The Chosen gekyk? Die program. Daar's 'n paar. Nou die akteur wat Jesus speel in The Chosen het 'n kort film gemaak oor 'n verhaal, ware verhaal wat regtig afgespeel het. Kort. En dit gaan oor 12 mans wat deur ISIS vermoor is vir hulle geloof in die Here Jesus Christus. Wat interessant is in hierdie storie, hulle is gevangene geneem en een van die mans onder hulle was nie eintlik 'n Christen nie, maar hy was ongelukkig in hulle groepie toe hulle toegesluit is. En dan was hy altyd vir hulle gesê, al wat julle moet doen om vrygelaat te word is om te sê julle glo nie in Jesus Christus nie. Sweer dit af, dan kan julle vrygaan. En toe hulle by hierdie man kom en dit sy beurt is, toe hulle vir hom vra, glo jy in Jesus Christus, sweer dit af. Onthou hy is ateïs gewees voor hierdie gebeurtenis. Toe sê hy, op grond van hierdie mans se getuienis en hulle onwilligheid om die knie te buig en Jesus prys te gee, is hulle God, my God. En hy het saam met hulle gesterf. Hoe aangrypend. Hoe aangrypend. Wat doen ons in ons persoonlike lewe, werksplek, huwelik, om Christus uit te straal? Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons
kan hoor vanmôre dat die wêreld eintlik nie Jesus waardig is nie, werd is nie, soos die Hebreërskrywer vir ons hier skryf. Want toe Jesus in hulle midde was en mense vrygespreek het en mense verlos het van siekte en gebrek en al hierdie mooi dinge gedoen het en vir hulle verlossing kon bring het van hulle sonde, toe dit ontbloot is, toe kruisig hulle hom. Toe hy hulle magsposisies bedreig, toe kruisig hulle hom. Here, ek bid dat ons as 'n gemeente hier in Groblersdal hierdie woorde ter harte sal neem. Die oproep om meer en meer soos Jesus te wees. Here, maar nie in 'n oppervlakkige sin of maar net in 'n geestelike sin, maar in die werklikheid hoe mense ons beleef, hoe my vrou my beleef, hoe my man my beleef, hoe mense by die werksplek my ervaar, my kinders. Here, dat mense sal sien ons harte behoort aan U en U alleen. En soos U ons waarsku, ons kan nie twee meesters dien nie. Ek bid, Here, dat die Heilige Gees ons sal kom vul, dat die Heilige Gees ons so sal gelykvormig maak aan Jesus, dat dit die wêreld so bietjie ongemaklik maak, of selfs, Here, sal maak dat die wêreld ons haat, want hulle haat vir U. En in daardie tye bid ek, Here, dat ons sal sterk staan in ons geloof, en soos al ons voorgangers, dit sal beskou as 'n eer en 'n voorreg om te lei ter wille van Christus. Want ons word die opstanding deelagtig. Mag ons oë gefestig hou op die dinge daarbo, en nie op die tydelike en hier op aarde nie. Help ons in dit. Seën ons, Here, wanneer ons uit die kerkgebou uitgaan vanmôre, wanneer ons gaan saam koffie en tee drink en katekese gaan doen en 'n klomp dinge. Wees by ons. Wees by ons in die week wat voorlê. Wees by ons land, wees by die weste, wees by die wêreld, Here, met die leiers en al die mense wat in posisie sit, en vir ons lyk dit groot verdeeldheid saai en onsekerheid saai. Help ons as kerk, Here, om in 'n tyd soos hierdie vir mense hoop te gee. En te sê, maar daar is oorwinning, daar is 'n toekoms, en die een wat dit vir jou skenk, het nie net dit vir jou geskenk nie, maar ook homself, toe hy kruis toe gegaan het, vir ons. En daarvoor sal ons ewig dankbaar wees. In Jesus naam. Amen.